Seuns sal seuns wees. Is hy 'n man of 'n meis? Hy is nog nat agter die ore. Hy is 'n seun. Wat het jy verwag? Dis 'n tipe frase in die lewe wat seuns daagliks hoor. En dit plaas seuns in 'n boksie. Hierdie idiom is al soveel keer in die samelewing oor die eeue gebruik. Wat seuns vrystel van hulle verantwoordelikhede en aanmoedig om aan te gaan met hulle ongewenste gedrag. Voorsitter, vandag wil ons praat oor die fase wat dikwels gebruik word, want seuns se gedrag verklaar, wat daartoe lei dat van hul dade verskoon word, naamlik Seuns is maar net seuns. En seuns huil nie. hierdie woorde word dikwels gehoor wanneer seuns beklei, grensoorskry of van hul verantwoordelikhede afskeep. Maar is dit regtig 'n akkurate beskrywing van hoe seuns is, of is net 'n verskoning wat verhinder om verantwoordelikheid vir hul dade te neem? Ek, Jason, my spanmaat, Stean, Dylan en Leroy wil 'n duidelike lig hou op die frase. Seuns is maar seuns en seuns huil nie, wat ons as seuns dwars in die krop steek. Hierdie soms het woorde, maar ons almal weet, woorde het meer krag as wat ons wil erken. Eerste, gaan Stean praat oor die aggressiewe gedrag van seuns. Tweedens, gaan Dylan ons meer vertel oor die verantwoordelikheid van seuns. En derdens, gaan Leroy die sosiale aspek van seuns wees aanspreek. Die staan die woord is Stean met aggressie by seuns. Dankie Jason. Ek gaan aan die hand van die volgende 3 punte. Aggressiewe spel, die rol van hormone by seuns en opvoedkundige patrone. Om mee te begin, moet ons onthou dat aggressiewe spel by seuns van 'n jong ouderdom af gesien word, waar hulle deelneem aan skyngevechte, mekaar jaag, rowwe en tuimelspel, superheldspel en stoei. Daarby speel ons met stokke, wat in ons verbeelding gewere en swaarde is. Volgens HTL en Tanok en T 2023 in Playful Aggression in Early Childhood Settings word aggressiewe spel gesien as aktiewe spel wat hiërargie bepaal, aktief van aard is, intens en deur assosiasie mededingend gepaard gaan tussen seuns. Tweedens is hormone 'n groot rolspeler in aggressiewe gedrag. Hormone, veral testosteroon, speel 'n beduidende rol in tienerseuns se gedrag, omdat hulle invloed het op Aggressie, impulsbeheer. En sosiale interaksie. gedurende puberteit ervaar seuns 'n skerp toename in testosteroon vlakke, wat kan lei tot 'n fisieke en kompetisie gedrewe gedrag. Hierdie veranderinge is deels verantwoordelik vir verhoogde energievlakke, buierigheid en 'n groter geneigtheid om risiko's te neem. Daarom is dit belangrik om hormonale veranderinge te erken, maar nie as 'n algehele verskoning vir gedrag te gebruik nie. Dr. Neil G. Simon het in sy boek Hormonal Processes in the Development and Expression of Aggressive Behavior uitgegee deur Academic Press op die 1 Januarie 2022 geskryf dat testosteroon, bekend vir sy rol in aggressie en dominansie onder tienerseuns. Hoë vlakke van testosteroon is geassosieer met meer mededingende en selfgeldende gedrag, sowel as verhoogde aggressie. Dis seker hoekom my ma sê, dis nie hormone nie, dis demone. Leroy, en dit is waarmee ons ouers of voogte ons moet help, in die vorm van opvoedkundige patrone. En dit is my laaste standpunt. Hier moet ek dankie sê vir my pa, Christo Hugo. Hy het altyd tyd om met my te praat oor my gedrag of my gevoelens. Ja, hy raas met my. Maar as my pa sê, kom, laat ons bietjie 'n man-tot-man gesprek praat, dan weet ek, hy hou nie van my optrede teenoor my ma nie. Of soms net my gedrag in die algemeen. Ons praat dit uit, en gewoonlik na die tyd voel ek baie beter, en ek kan my gedrag aanpas. Soms moet ons meer as net een keer 'n man-tot-man gesprek hê, veral wanneer die hormone begin inskop, moet ek sê. Dankie Stean, dat jy die rol van aggressie vir eenheid gesit het. Ons loop ons ouers om mee met ons praat oor aggressiewe gedrag. Volgende woord is Dylan, met 'n woord wat min gebruik word en nie gewild met seuns geassosieer word nie, naamlik verantwoordelikheid. Dis eerder 'n woord wat met meisies verbind word, of hoe? Dit is waar, Jason. En om die rede gaan ek die volgende 3 punte bespreek. Eerstens, die aanleer van verantwoordelikheid. Tweedens, seuns is nie van natuur verantwoordelik nie. En derdens, die ontwikkeling van die prefrontale konteks van seuns. Eerstens, in baie gevalle word meisies van 'n jong ouderdom meer verantwoordelik grootgemaak. Wanneer daar verantwoordelikheid uitgedeel word, hoor jy die volgende sinne. Nee, wag, gaan roep jou sussie, sodat ek seker maak, dit word gedoen. Of, waar is die meisies in die klas, wat gou kan kom help met die uitsorteer van die papiere in die lêer? Dis word dogters van jongs af geleer om verantwoordelik te wees. So skryf Dr. Lara op haar blog, The Family and Young Institutes, onder die opskrif 15 Tips to Raise a Responsible Child, geplaas op die 25 Maart 2023. Daar word dikwels van meisies verwag om meer verantwoordelik te wees.
teen seuns word weerhou om vaardighede aan te leer. So wat jy vir ons sê is dat dit nie eintlik ons skuld is as ons nie so verantwoordelik is soos ons sissies of ander meisies nie. Ja, dit is wat ek sê. Ons word nie geleer om verantwoordelik te wees nie. Tweedens, seuns is nie van natuur verantwoordelik nie. Ons het ander eienskappe wat natuurlik na vore kom, soos 'n sterk kompetisie gedrewe en 'n meer doelgerig. So beweer Dr. Stephen Stoney, PhD, 'n kindersielkundige in die artikel For Parents of Angry Teenage Boys, geskryf op 21 April 2023. Daarin word daar beweer dat seuns se prefrontale korteks, dit is die gedeelte van jou brein wat verantwoordelik is vir die beplanning en besluitneming, stadiger ontwikkel as meisies. Dit kan 'n indruk skep dat seuns minder verantwoordelik is. Volgens Dr. Karen Gill, deur die ABNS, gesertifiseerde pediater van Portland, in 'n artikel, This is how your brain develops in your teenage years, bereik meeste breine nie volle ryping voor die ouderdom van 23 tot 25 jaar nie. Hierdie 3 redes word nie gegee om verskonings op te maak nie, maar eerder om 'n duidelike rede vir ons optrede te gee. Ons as tienerseuns is bereid om te leer om verantwoordelik te wees. Gee ons net die geleentheid. Dankie Tim. Ek kan dit sê, verantwoordelikheid, waarna ons harte lê. Volgende stel ek in die woord, liewe, wat die sosiale aspek van seunswees gaan praat, of eerder tekort daaraan. Jy weet Jason, ons as seuns word deur die samelewing in boksies geplaas. Om presies te wees, die volgende 3. Eerstens is stereotypiese verwagtinge van manlikheid, tweedens sosiale rolmodelle en derde sosiale verwagtinge van seuns. My eerste punt is dat die samelewing stereotypiese verwagtinge van manlikheid op ons as seuns afgedwing word. Seuns moet sterk, dapper en byna onaantastbaar wees. waar enige teken van emosionele kwesbaarheid as swakheid beskou word. Volgens Megan de Beyers in die artikel Anger in Teenager Sons, How to Cope, geplaas op 20 Maart 2023. Daar kan gesê word dat woede een van die min sosiale, aanvaarbare manlike emosies is. In baie gevalle weet ons dat aggressie verkeerd is, maar ons wil eerder sonder emosie optree, net om nie as sag of nie manlik gesien te word. Daar is net een probleem. Ons ervaar emosies soos bang wees, angstig wees, Opgewonde wees, en kan ek dit waag om te sê hartseer wees. Waar meisies hierdie emosies duidelik kan uitdruk, saam met soveel ander fynere dinge in die lewe. Ons waag dit eerder nie. ons stem saam, want mans dra nie pink nie. Ons mag nie van die fynere goed in die samelewing hou nie. dink net, om vir eerste keer in die lewe, blomme op die begrafnis te kry, is 'n realiteit vir baie mans. Ek het nog nooit blomme gekry nie, wel gegee van my meisie. Presies. En dit sluit my by my tweede punt aan, naamlik sosiale rolmodelle. Vir ons as seuns, wat is hierdie dinge wat julle genoem het, definitief taboe en ongehoord. Onthou, ons word visueel gestimuleer, wat beteken, die rolle wat mans in flieks en op sosiale media vertolk, dien as rolmodelle en helde. Ons wil so graag net as 'n regte man gesien word. Dr. Hugo Theron, 'n kliniese sielkundige, sê in die artikel, die invloed van sosiale media op kinders en tieners, geplaas op 19 Mei 2022. Die algemene media geïnspireerde drome van seuns, behels, helde archetypiese, gespierde dominante mans wat die dag red. Verder is daar sosiale druk om ten alle koste te wen en bo te bly. Kyk net na die sport en flieks wat voorkeur op nasionale TV kry, naamlik rugby, boks en enige fliek waarin 'n man 'n hoofrol speel. Dit gaan gewoonlik gepaard met skopskiet en moord. Wag, of die naam van die fliek. Hierdie uitbeeldings van 'n suksesvolle man kan tot gevolg hê dat ons nie sosiale vaardighede aanleer nie, want ons word geïsoleer van enige ander vorm van man wees. Onthou, blootstelling is die kern van alle menswees. Hoe meer ons blootgestel word aan verskillende man wees, hoe beter vir ons as jong seuns. Dit het tot gevolg dat seuns uiteindelik hulle reeks emosies uitdruk as woede of 'n stoere houding, al is dit dalk net 'n ander vorm van bang wees, hartseer of skaamte. My laaste punt is sosiale verwagtinge van seuns. Volgens Heinrich Nienaber, verbonde aan die Universiteit van Pretoria, in sy artikel Ons maak ons seuns verkeerd groot, geplaas op 9 Desember 2022. Ons as 'n samelewing maak seuns groot om te glo dat manlikheid beteken jy moet jou emosies en pyn wegsteek. Ons leer hulle dat regte mans 'n diep stem, breë skouers, sterk arms en 'n baard het. In Suid-Afrika is dit die perfekte weerspieëling van 'n boerseun. Ja, kyk na die boerbroekie advertensie as jy meer plaaslike verwysing wil hê. Dankie, Leroy. Soos wat Leroy vir ons duidelik gemaak het, laat ons toe om al ons emosies te ervaar en te verstaan, sodat mans wees 'n bietjie meer mens wees kan word.
Na aanleiding van ons standpunte, los ons julle met die volgende gedagte. Dis skielik stem saam dat die beste ouerskapmetodes is natuur, opvoeding, kombineer met 'n kind se ewe koesterende omgewing groot gemaak. Seuns en dogters met dieselfde respek, waardes, entropie, deernis en onafhanklikheid geleer word. Gevolge vir fisiese aggressie moet vir beide geslagte dieselfde wees en nuwe maniere om probleme op te los moet vir seuns en dogters beklemtoon word. Hiermee kan ons almal mee saamstem. Die spreekwoord lui: seuns sal seuns wees, totdat hulle geleer word om verantwoordelik te wees. Waarom hierdie hele nee,